Welkom aan almal wat vandag saam met ons inskakel. Ons is ongelooflik dankbaar om dit mee te deel aan jou dat ons het meer as 40,000 mense wat nou ingeskryf is op ons aanlyn gemeente hier op ons YouTube kanaal. Dankie dat julle deel is van hierdie groeiende gemeenskap wat saam die woord van God bestudeer. As jy meer wil leer oor ons bediening, aanlyn hulpbronne, Bybelstudies, boeke en media, besoek gerus vandag raymondlombard.com. Selfs as jy eendag wil kom kuier by 'n Sondagdiens in persoon of 'n lidmaat wil word van ons gemeente Lewende Woord, Volle Evangelie Kerk Parow aanlyn gemeente, gaan gerus na raymondlombard.com. Dit sal jou reguit neem na ons kerk se webtuiste. Onthou ook dat ons bediening nie net op Sondag plaasvind nie. Elke Woensdag bied ons Wat sê die Bybel aan, waar jy regstreeks saam met ons die skrif kan bestudeer en vra oor Bybelse onderwerpe kan volg. Elke donderdag op ons Engelse kanaal bied ons Dit You Know aan, 'n weeklikse gesprek waarin ons die fondasies van ons Christelike geloof bespreek en ook moeilike vrae hanteer. Maak seker jy teken in. Skakel die kennisgewings aan en deel hierdie inhoud met familie en vriende. Nou, kom ons open ons harte vir God se woord. Welkom by vandag se diens. Welkom andermal. Kan jy glo, ons is weer eens by nog 'n Bybelkarakter. En die volgende Bybelkarakter wat ons onder oog gaan neem, is vir my 'n baie spesiale Bybelkarakter in die Nuwe Testament. En jy wonder seker na wie verwys ek? Wel, na niemand anders as Barnabas. Kom ons lees saam in Handelinge 11 vanaf vers 19 tot en met vers 26. Die wat dan verstrooid was deur die verdrukking wat oor Stefanus ontstaan het, het die land deurgegaan tot by Fenisië en Siprus en Antiochië, sonder om tot iemand die woord te spreek, behalwe tot die Jode alleen. En daar was sommige van hulle, Siprus en Sireense manne, wat in Antiochië gekom het en met die Grieks sprekende Jode gepraat en die evangelie van die Here Jesus verkondig het. En die hand van die Here was met hulle en 'n groot aantal het gelowig geword en hulle tot die Here bekeer. En die berig hiervan het die gemeente wat in Jerusalem was ter ore gekom en hulle het Barnabas afgestuur om die land deur te gaan tot by Antiochië. En toe hy daar kom en die genade van God sien, was hy bly en het almal vermaan om met hartlike voorneme aan die Here getrou te bly. Want hy was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en geloof, en 'n aansienlike skare is aan die Here toegebring. Toe vertrek Barnabas na Tarsus om Saulus te soek. En toe hy hom kry, het hy hom na Antiochië gebring. En hulle het 'n hele jaar lank in die gemeente saam vergader en aan 'n aansienlike skare onderwys gegee. En die disippels is in Antiochië vir die eerste keer Christene genoem. Vader, ons bid dat hierdie kosbare woord ook ons harte sal aanraak in Jesus goddelike naam. Vader, seën ons met hierdie woord oor hierdie man se lewe, u kind Barnabas, en wat u alles deur hom vermag en bereik het, en laat dit vir ons tot groot seën wees. Hierdie woord in Jesus naam. Amen. So vriende, soos ek gesê het, ons het nou die volgende Bybelkarakter, en in hierdie geval 'n man met die naam van Barnabas. Wat sal ek oor hom sê? Want daar's vele dinge wat 'n mens kan sê. Sal ek hom noem 'n man van vele deugde in die koninkryk van die Here. As baie
dinge rondom Barnabas wat 'n seën was vir die koninkryk van God. Wanneer ons na die Bybelkarakter Barnabas kyk en ons sien hierdie disipel van die Here Jesus, die apostels het hom geken. Barnabas is eintlik sy bynaam. Sy naam was inderwaarheid Joses en Barnabas was net 'n bynaam. Dis maar soos wat met baie van ons gebeur. Ons kry deur die loop van ons lewe 'n bynaam vir een of ander rede, want dit sê eintlik iets van ons karakter of iets van ons persoon of ons naam gee aanleiding dat mense dit iets daaraan koppel en dan kry ons 'n bynaam. Ek weet nie of het jy miskien 'n bynaam nie. En want ek bedoel, hoekom gee mens gewoonlik vir iemand 'n bynaam? Want daar's baie redes. Daar's nie een spesifieke alleen nie, maar in Barnabas se geval dat hy Barnabas genoem is, die bynaam Barnabas is as gevolg van sy karakteroptrede. Dit wat hy gedoen het eintlik vir hom daai naam onder die apostels verwerf. Dit was sy manier van optrede as 'n disipel van die Here voor die ander en sy gewilligheid, sy dienswerk, sy bereidheid. 'n Bynaam oor die algemeen vir baie mense sê iets oor hulle karakter. In baie gevalle is dit nou nie so nie, maar in baie gevalle het dit iets te doen met wie jy is, wat jy doen. En dit gaan nie by mense ongemerk verby nie. So Barnabas, 'n man van vele deugde. Hy was een van hulle wat so 'n naam gekry het, betroubaar, geduldig, eerlik, iemand op wie jy kan staat maak, 'n hardwerkende man, goeie werker. Ons het sulke mense nodig. Die kerk van Jesus benodig Barnabasse wat 'n rol kan speel om mense op te lig en hulle te bemoedig. So as ons 'n bietjie terugblaai in die boek Handelinge, ons kom by Handelinge 4, dan ontdek ons vir die eerste keer hierdie man, so 'n paar hoofstukke terug. Ons lees die eerste keer ooit van Barnabas hier in Handelinge 4 vers 36. En Joses, want dit was sy werklike naam, Joses, 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 wie se bynaam onder die apostels Barnabas was. So, Joses, dis die man van wie ek praat, maar ek en jy ken hom in die Bybel as Barnabas, maar eintlik is dit Joses van wie ons praat, nie Moses nie, maar Joses. En nou lees ons, wat as dit vertaal word, Barnabas, beteken seun van vertroosting. Hy was 'n Lewiet. Wow, hy kom uit die stam van Lewi uit. So dit is die manne wat dienswerk saam met die priesters doen by die tempel, in die Ou Testament by die tabernakel. So hy kom uit die stam van Lewi uit. So nou weet ons dit. En ek bedoel, Aaron kom ook uit die stam van Lewi uit, maar Aaron se nageslag was die priesters uit die stam van Lewi uit. Maar hy kom nie uit Aaron se stam, se nageslag nie, maar hy kom uit Lewi se nageslag. 'n Lewiet van geboorte uit Siprus. Hy het 'n stuk grond gehad. Dis nou hierdie Joses, wie se naam, 'n bynaam geword het, Barnabas. Hy het 'n stuk grond gehad en dit verkoop en die geld gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Wow. So volgens Handelinge is sy bynaam Joses, die man Joses, 'n Lewiet. Sy bynaam was Barnabas. So die kerk van die Here, die apostels, het hom daai naam gegee, die bynaam, want daar staan, en Joses wie se bynaam onder die apostels Barnabas was. So die apostels het hom die bynaam gegee Barnabas, wat beteken seun van vertroosting. Hy was 'n helper en 'n bemoediger van mense. En want vertroosting beteken om te troos, om mense hoop te gee aan diegene wat verswak is deur die sorges van die lewe, mense wat dit moeilik het en swaar het in die lewe. Hy het hulle bemoedig en aangemoedig. En so Barnabas was 'n man, en die Bybel sal ons ook later sien, die Bybel praat daarvan, vol van die Gees, van die Heilige Gees, vol van liefde en geloof.
en hy het ander bemoedig en versterk in die Here. So, nou weet ons wat sy naam is. Barnabas is 'n bynaam, sy naam is eintlik Josef. So Josef, wie nou ons ken in die Bybel as Barnabas, hy was 'n gewer, want dit word hier ons onmiddellik aan ons geopenbaar, dat die heel eerste keer wat ons nou van hom lees hier in die boek Handelinge, is waar dit aantoon dat hy het 'n sekere som geld, 'n redelike klomp geld, op een slag vir die kerk geskenk. Dis die eerste persoon van wie ons in die Nuwe Testament lees, wat 'n aansienlike bydrae in die kerk van die Here gemaak het. Barnabas was die eerste persoon ooit van wie ons lees wat dit gedoen het. Want daar staan letterlik, hy het 'n stuk grond gehad, hy het dit verkoop en hy het die geld gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Betekende en bedoelende dan, die geld wat ek gekry het van hierdie stuk grond wat ek as 'n leviet, ek het dit besit, ek het dit verkoop. Ek vat al daai geld en ek gee dit vir julle vir die evangelie, vir die kerk van die Here, vir koninkrykswerk. Ek gee dit vir julle en hy die volle bedrag het hy aan die voete van die apostels kom neerlê. En daar word geen groot gewag daarvan gemaak in die Nuwe Testamentiese kerk nie. Dit is net, hulle het dit waargeneem, Dr. Lukas, dit is aan hom vertel, en hy het dit aangeteken. En dat die geld van die Here geskenk was vir die werk van die Here, want hy het dit gebring en dan die apostels wat in Jerusalem was, se voete neergelê. So sy eerste groot deeg, as ons na die man kyk, wat ons hier sien, is 'n man met 'n, as ek dit so kan stel, 'n vrygewige hart vir die koninkryk van die Here, vir die evangelie van ons Here Jesus Christus. 'n Man wat vrylik gegee het. Dit toon aan ons wat hy dink van die werk van die Here. Dit toon aan ons wat hy dink van die evangelie. Dit toon aan ons wat hy dink van die werk wat die apostels doen. Dit toon aan ons wat hy dink van die koninkryk van die Here, om so vrylik te kom. Hy het Jesus in sy lewe ontvang, die Seun van God, en Jesus het sy lewe vir ons kom gee, en iets van daai goddelike kwaliteit van die Here is in Barnabas se lewe as 'n disipel van die Here, en hy het 'n oop, vrygewige hart. Hy was nie 'n Christen, 'n disipel van die Here in woorde alleen nie. Hy het aktief sy Christendom uitgeleef. Dis hoekom hy genoem word seun van vertroosting. Hy het die beginsels van die Here Jesus in sy lewe uitgeleef, dat dit 'n saliger om te gee as om te ontvang. Maar wat ek ook sien van hom, hy was 'n dienende leviet. So sekerlik het hy die reg gehad om by die tempel werk te doen, saam met die priesters in sy dag, maar hy het 'n disipel van die Here geword. Hy het 'n Christen geword. Hy het 'n kind van die Here geword. En toe wend hy op na die apostels, so hy het hom weggekeer van die tempel, en omdat die Here sy lewe verander het, en hy die ware lam van God ontdek het, waar hulle by die tempel lammetjies offer, het hy die ware lam ontdek, en hy het hom geskaar by die apostels. En nou sien ons sy optrede, en sy optrede is een van seun van vertroosting, dat hy het gekom uit die stam van Levi, en sy agtergrond is een wat die woord ken, want onthou 'n leviet het opgegroei in die woord. So hy het die Ou Testament baie goed geken. Hy het nie die Nuwe Testament gehad. Daar was nog nie op daai stadium 'n Nuwe Testament. Maar hy het die woord van die Here, hy het die wetboek van Moses bestudeer. Hy het dit baie goed geken. Die skrifte, die Ou Testamentiese skrifte, die 513 wette van die geloof, van die Joodse geloof, van Judaïsme, hy het dit baie goed geken. Hy het geweet wie die God van Israel is, maar hy het intussen sy seun Jesus Christus as sy saligmaker ontdek en aanvaar. So hier het ons 'n man wat die skrifte goed ken, hy ken die Bybel baie goed, hy het 'n vrygewige hart, hy het die bynaam 'n seun van vertroosting, 'n oop hart om mense te help. En sien ek ook dat hy 'n man is wat omgee. Want wanneer ek kom in Handelinge hoofstuk 9,
Dan lees ek 'n paar hoofstukke verder weer van Barnabas, maar hier doen hy nogal iets uitsonderlik. Paulus, wie se naam ons eers Saul was, kom op die pad van Damaskus tot bekering in Handelinge 9. En omdat hy die gemeente wreed vervolg het, Paulus, wat eers Saul was, en Saul hulle in die tronk laat gooi het en laat slaan het en aangerand het, en hy die vermoording van Stefanus goedgekeur het, in Handelinge hoofstuk 7, kan ons dit sien in Handelinge 7 en 8, sien ons hoe hy opgetree het, Saul. En Barnabas ontmoet vir Saul, wat nou Paulus is, want Saul kom op die pad van Damaskus tot bekering. En nou lees ons, die skrifte sê daar in Handelinge 9 vers 18, toe val daar iets van Saul se oë af so skille, hy kon sien, hy het opgestaan, hy is gedoop, hy het voedsel gebruik, en Saulus het 'n paar dae saam met die disippels in Damaskus gebly, met die kerk, met die gelowiges. Daar was 'n klompie gelowiges in Damaskus. Hy het soontoe gegaan om hulle te vervolg. Toe kom hy tot bekering en hy bly daar by hulle, en hy het dadelik Christus in die sinagoge begin verkondig. Maar die Jode, in vers 22, wat daar in die stad was, in Damaskus, toe hulle sien, nee, maar hierdie Saulus, wat 'n ywerraar vir die wet was, hy het nou gedraai Christen, hy is nou volgens die weg van gelowiges, hy het hom geskaar by die kerk van die Here, toe het hulle dadelik besluit om hom tot niet te maak. Maar hulle laat sakkom die gelowiges met 'n mandjie om te ontvlug van die muur af, want hulle het die deure gesluit van die stad om hom dood te maak, en toe kom hy weg. En nou staan daar in vers 26, toe gaan Saulus van Damaskus af dadelik terug Jerusalem toe. En hy het probeer om by die disippels aan te sluit. Toe gaan soek hy die Christene op. En toe die Christene, as hulle vir Saulus sien, dan dink hulle, nee, hy is nou net 'n spioen wat kom kyk wat gaan hier aan, en hy gaan hulle weer gryp en in die gevangenis gooi, en hulle wil niks met hom te doen nie. Daar staan letterlik, vers 26, omdat almal vir Saulus bang was. Hulle het nie geglo dat hy disipel is nie. En hy sê, maar ek is 'n kind van die Here, ek glo in Jesus. En hulle sê, nee. Ons lees selfs in vers 27, maar Barnabas het hom geneem vir Saulus en na die apostels gebring. En hulle vertel wat met hierdie man op die pad gebeur het na Damaskus toe, hoe hy Jesus gesien het, hoe hy tot bekering gekom het, hoe hy in water gedoop is en gedoop is met die Heilige Gees, en dat hy nou 'n kind van die Here is. En nou staan daar, en hoe hy in Damaskus vrymoediglik die naam van Jesus gespreek het, en hoe hy Jesus gepreek het in Damaskus na sy bekering. En hy vertel dit vir die apostels. En die Bybel sê, en toe het hy saam met hulle, met die apostels en almal, in en uitgegaan in Jerusalem, en vrymoediglik het hy die naam van Here Jesus verkondig, en met die Grieksprekende Jode gepraat. So, Barnabas was die een wat ingegryp het, en hom tussen beide getree toe die disippels van die Here en die apostels niks met hom te doen wou gehad het, was dit Barnabas, Joses, seun van vertroosting, wat deur alles gesien het, en 'n hart gehad het vir hierdie man, wat nou net tot bekering gekom het, Saulus, en hom na die kinders van die Here toe gebring het, en vir Saulus die deur oopgemaak het, by die apostels en by die disippels in Jerusalem. So die Here gebruik hierdie man, wat hierdie wonderlike hart het, Barnabas, op 'n kosbare wyse, om Saulus voor te stel aan die kerk in Jerusalem. En ook het dit natuurlik die plek geword, wat 'n springbord geword het vir die evangelie, want toe hulle moes uitgaan, toe die Here sê, hulle moet vas en bid, en hulle sal uitgestuur word later, toe het Saul en Barnabas saam beweeg. Maar wat my aangryp van Barnabas, is die ware gesindheid, wat ek glo by elke man van God tuis hoort. Die gesindheid van om kinders van die Here by mekaar te bring, wat 'n liefde vir Jesus het. Want ook lees ons, dat toe die woord, wat het gebeur in Antiochië, waar mense tot bekering kom,
toe dit die ore bereik van die disippels en die apostels in Jerusalem, toe gebeur daar iets, sien ons in Handelinge hoofstuk 11, en kyk wat was die onmiddellike besluit, want ons lees mos dat toe Stefanus dood is, was daar 'n verstrooiing van Christene deur die hele land, selfs tot in Cyprus en in die buiteland, Fenisië en Antiochië. En hulle het met niemand die woord oor gepraat, die disippels wat verstrooi is met die vervolging in Jerusalem oor die destydse wêreld nie, behalwe as hulle in lande kom met Grieksprekende Jode, of hulle te vertel van die Jood Jesus wat aan die kruis gesterf het, en die evangelie aan hulle te bring. En nou staan daar ook, dat die manne wat in Antiochië gekom het, het met die Grieksprekende Jode gepraat, en die evangelie van die Here Jesus verkondig. En 'n groot getal Jode in Antiochië word gelowig en glo. En jy kyk wat gebeur. So Barnabas en Saulus en almal in die apostels nog in Jerusalem besig, klomp mense is weg in die verstrooiing, en oral spreek hulle in spesifiek in 'n stad met die naam van Antiochië. En terwyl hulle bedien, gee die Here vir hulle goddelike oop deur. En in daai geopende deur in Antiochië met baie mense wat disippels van Jesus word, almal Grieksprekende Jode. Dis Jode wat nie net Hebreëus praat nie, maar hulle kan ook Grieks praat, Koine Grieks, die Grieks van die dag. Lees ons. Die hand van die Here was daar, groot getal het gelowig geword en hulle bekeer, vers 27. En nou, vers 28. En vers 22. En die berig hiervan het die gemeente wat in Jerusalem was ter ore gekom, en hulle het Barnabas afgestuur. En hulle sê, Barnabas, ons stuur jou uit, gaan besoek hulle, gaan bedien hulle. Van almal in Jerusalem, van al die apostels, kies hulle almal Barnabas. Van al die mense wat in die stad Jerusalem is, word Joses, wie se bynaam Barnabas is, hierdie leviet, hy word deur die apostels afgesonder en sê, vat jy die woord, vat jy die boodskap en gaan na daai nuwe bekeerlinge toe en gaan bedien hulle. En daar staan in vers 23, en toe hy daar by hulle aankom, en hy sien die genade van God, die werk wat die Here gedoen het, wat met hulle gebeur het, was hy bly. Hy het hom verheug oor al die nuwe bekeerlinge. En hy het almal vermaan met voorneme om getrou aan die Here te bly, want hy was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en geloof, en 'n aansienlike skare is aan die Here toegebring. Hier sien ons 'n geweldige ding, en dit is dat met die koms van Barnabas begin die werk sommer uitbrei. Hy sien die genade van God. Nou kyk hierdie man, hy's 'n man met geestelike insig, geestelike onderskeiding. Hy erken en hy sien wat God deur ander mense hier gedoen het. En hy het dit raak gesien. En hy het hom verbly, dat dit vir hom groot blydskap gebring in werk wat ander Christene voor hom in die stad Antiochië tot stand gebring het. Hy was dankbaar. Daar was nie jaloesie by Barnabas nie. Hy was nie 'n vleeslike Christen nie. Hy was bly oor wat die Here deur die werk van ander gedoen het. Hy het hom verbly, en ware Christene wat by die Here uitgekom het hom baie diep geroer. En nou lees ons, Barnabas het almal vermaan om hartlik, met hartlike voorneme aan die Here getrou te bly. Nie aan hom of aan ander mense nie, maar aan die Here. Hy trek hulle na die Here toe, en hy sê, julle moet aan die Here getrou bly. Hy lei hulle in die regte rigting. Hy lei hulle na die Here toe, en hy sê, julle moet aan die Here Jesus, moet julle getrou bly, en aan die God en Vader van ons Here Jesus. En dan sien ons iets besonders van Barnabas. Toe hy nou mooi kyk wat hier aangaan, toe besef hy, hoorie, hier moet iets gebeur. En dan staan in vers 25. Toe vertrek Barnabas, toe verlaat hy Antiochië, na Tarsus. Nou Tarsus is suidoos Turkye. So hy vertrek van Antiochië na suidoos Turkye, op soek na Saulus. En daar staan in vers 25, hy vertrek Barnabas na Tarsus, suidoos Turkye, om Saulus
te soek. En hy begin hom soek. En toe hy hom kry, het hy hom na Antiochië gebring. Hy oortuig Paulus, wat op daai stadium bedien in Suidoos Turkye, en hy sê, Saulus, kom saam met my. Kom saam met my Antiochië. Jy moet kyk wat het die Here daar gedoen. Ek het jou daar nodig. En nou lees ons vers 26. En hulle het 'n hele jaar lank in die gemeente saam vergader. En aan 'n aansienlike skare onderwys gegee. Vir 'n hele jaar. 12 maande, bykans 'n hele jaar lank. Het hulle soos 'n Bybelskool daar. Hulle roep die disippels bymekaar. Hulle het hulle in die woord en hulle leer hulle die woord. Dag vir dag breek hulle die woord en leer hulle om sterk die kerk van die Here sterk te vestig in Antiochië. Jy kan net dink hoe sterker daai kerk geword met manne soos Saulus, om 'n man wat sy naam later verander is na Paulus toe, om vir Paulus en Barnabas vir 'n jaar in jou gemeente te hê wat jou onderrig in die woord. Hulle het 'n hele jaar lank in die gemeente saam vergader en aan 'n aansienlike skare onderwys gegee. En die disippels is in Antiochië vir die eerste keer Christene genoem. Daar kom die naam Christen vandaan. Vir die eerste maal in ons Bybel lees ons die woord Christen. Dit is gelowiges, disippels van die Here Jesus Christus, wat vereenselwig word met hom. Christus se disippels word Christene genoem. Vir die eerste keer in ons Bybel lees ons Christene. Wow! En hulle begeer, dit was die begeerte van Barnabas en sy vriende, dat hulle moet diep in die woord kom, en daarvoor het hy vir Saulus nodig, want hy het geweet dat Saulus is baie sterk in die woord. Ek bedoel, Barnabas homself is sterk in die woord, maar die feit dat hy vir Saulus gaan haal het, beteken hy het baie groot agting gehad vir Saulus se woordkennis. En hy en Saulus, of hy en Paulus dan as ons dit so wil noem, hy en Paulus het vir 'n hele jaar lank die gemeente onderrig. En vir die eerste maal het ons nou die naam Christene. Soos Joses, wie se bynaam Barnabas was, kry nog op die koop toe ook die naam Christen. Daar word hierdie gelowiges Christene genoem. En daai naam sal ek en jy deur al die jare behou, en dis die naam vir gelowiges al die afgelope 2000 jaar. Mense in Antiochië sien iets van Christus in die disippels, en hulle noem hulle Christene. Alles deur die invloed van Barnabas. Is dit nie wonderlik nie? Net as ek en jy dink, hierdie man Barnabas, daar is geen fout met hom nie. Besef ek en jy is maar net 'n mens soos ek en jy. Want ek lees in Galasiërs 2, toe Petrus in Antiochië kom. Petrus kom kuier daar om te kyk wat gaan aan. So Galasiërs 2 vertel nou, kom die apostel Petrus die werk besoek. En toe hy daar in Antiochië kom, Petrus, het Paulus 'n uitval met Petrus. Want Barnabas en Paulus bedien in daai jaar in Antiochië. En dit is so sterk werk gevestig, dat die apostels hoor in Jerusalem, julle moet kom kyk wat hier aangaan. En hulle stuur Petrus, en Petrus kom daar aan, en hy kom kyk na die werk, wat die Here gedoen het. En daar staan, dis nou Galasiërs 2 vanaf vers 11, en toe Petrus in Antiochië gekom het, sê Paulus, het ek hom openlik teengestaan, omdat hy veroordeeld gestaan. Hy sê, in die openbaar het ek Petrus aangespreek. Want voordat sommige van Jakobus gekom het en van Petrus hulle af, was hy gewoond om na die heidene saam met hulle te sit en eet. Hy sê Petrus het met heidene ook geëet, nie net met Jode nie. Maar toe daar ander disippels kom, ander apostels of disippels van Jerusalem daar aankom, het Petrus hom uit vrees vir die wat uit die besnydenis was, om eenkant gehou, en toe eet hy nie meer saam met die heidene nie. Nou eet hy net saam met die Jode. En saam met hom het ook van die ander Jode gevyns. Paulus sê, toe ek so kyk,
Toe sê ek nee, die ander doen presies dieselfde. Hy sê, selfs Barnabas het hom laat meevoer deur hulle gefeins. Galasiërs 2 vers 13. Hy sê, toe sien ek dat Barnabas is beïnvloed deur hulle. Hy sê, maar toe ek sien dat hulle nie reguit loop volgens die waarheid van die evangelie nie, het ek vir Petrus in teenwoordigheid van almal gesê, Petrus, as jy wat 'n Jood is, soos 'n heiden lewe en nie soos 'n Jood nie, waarom dwing jy die heidene om soos Jode te lewe? So Barnabas is 'n mens, maar net soos ek en jy, kan maklik beïnvloed word deur ander mense, in 'n ander rigting gelei word. Dan moet ons reggetrek word. So selfs Barnabas met al sy deugde, en hoe wonderlik dit was, het ook nodig gehad om reggetrek te word. So soms moet die Here maar in jou en my lewe ingryp om ons reg te trek. Ek bedoel, wie van ons wil nie soos 'n Barnabas wees en so mooi hart soos 'n Barnabas hê nie? Ek bedoel, 'n man van vele deugde in die koninkryk, 'n gewer in die koninkryk, 'n oop hart vir die evangelie, 'n bemoediger, 'n vertrooster, iemand wat omgee vir ander, iemand wat gelowiges saambring en bly is in die koninkryk en wanneer hy die werk van die Here sien. Moet ek en jy nie ook maar die Here vra, Here, gee vir ons iets van wat in die lewe van 'n Barnabas was. Nee, nie toe hy gefeins het nie, maar toe hy hom so kragtig gebruik het. Hierdie Bybelkarakter, Barnabas, seun van vertroosting. Vader, dankie vir die lieflike woord. Dankie vir Barnabas. Dankie vir wat ons kan leer. En as ons so kyk, Here, dan besef ons hoe U hom gebruik het in die koninkryk, hoe oop hart hy vir ander gelowiges gehad het en hoe hy mededeelsaam was met wat hy gehad het, hoe hy offers gebring het, hoe hy gegee het, hoe vrygewig hy was, seun van vertroosting, hoe hy mense bemoedig het, hoe hy ondersteun het die werk van die Here, hoe hy 'n voorbeeld gestel het. Here, gee dat daar tog iets van 'n Barnabas ook in ons harte sal wees. Ons bid dit, Vader, in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou ja, ek groet jou tot 'n volgende keer wanneer ons weer gaan kyk na een of ander Bybelkarakter.